Goeiedag en welkom by Agri Monitor en hier praat ons landbou. In hierdie week se episode by ons het toe aan die 2025 media persoonlikheid in landbou van die jaar. Dis Francois Steinberg wat deur die Landbou-Unie sowel as Agra tydens die Namibia Landboukongres verlede week so in Windhoek gekies is as die media persoonlikheid. Ons gesels met haar oor hoe sy aan die journalistieke gekom het, alles wat sy daar gekry het, haar liefde vir die werk. Ons gesels met haar oor haar verhouding met landbou, haar agtergrond as op die plaas, naby Bloemvelde en die plaas in Okahania met haar ma. En dan gesels ons sommer maar net in die algemeen oor wie is Francois Steinberg. Geniet die program. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Welkom by hierdie week se Agri Monitor. Ek is Jacques de Tooy, jou aanbieder en saam met my in die saal vandag Francois Steinberg. Sy is verlede week donderdag deur die Namibia Landbou-Unie as die media persoonlikheid van die jaar aangekondig met die toekenning wat geborg is deur Agra. Francois, welkom in die studio. Ja, dit is so lekker weer om in die Agri Monitor ateljee te wees. Ek verlang na hierdie ateljee. Ek verlang na hierdie windpomp. So dis heerlik. Ali, hoeveel gaste het jy deur hierdie studio gevat, né? En dit was regtig my hoogtepunt van Agri Monitor was om sulke wonderlike onderhoude met sulke wonderlike mense en boere en kundiges te hê. So dit was vir my een van die hoogtepunte en ek mis dit. Ja, nee, jy het 'n lang pad geloop, al daai onderhoude van dis wat ek al deur gekyk het. Dit is waardevolle inligting wat jy daar vasgevang het. Ja, ek het wonderlike gaste hier gehad, sulke slim mense. Sjoe, en ek meen ek is mos baie lief vir 'n slim mens by wie jy baie kan leer. So ek het net aan die lippe gehang en Ja. ag ja, as ek dink aan die Valley Roos en Ian Collard wat ek al die pad op Nampo, so daai was ook een van die hoogtepunte. Ja, Christo, ja. Sarel de Tooy, sjoe. So verlede week toe kry jy 'n e-mail of 'n oproep en hulle sê vir jou, jy moet asseblief by die Landbou-Unie Kongres. Ja, en ek laat weet vir hulle. Onthou ek was net 'n jaar en 'n half by Agri Monitor, toe is ek terug by Republikein en ek moes eers vir jou hier kry waar ek so dankbaar was. En toe laat weet NLI vir my ek moet asseblief by die NLI Kongres wees. En ek sê luister, julle weet mos, ek is terug by Republikein, Jacques doen na Agri Monitor, toe sê Tanya nee asseblief wees net daar, die president wil jy, toe dink ek ja, laat ek nou maar gaan. Ek meen, ek het regtig 'n fantastiese pad saam met NLI gestap, saam met die president, Tinus Pretorius en almal daar op die bestuur. So toe dink ek, kom ek gaan nou maar en ek reël met Henriette en sê, asseblief, ek gaan net vir 'n kort rukkie weg wees. Ja. En ek sit daar met my notaboek en ek dink, wag, laat ek vir jou help. Neem jy die video's, ek neem die foto's en ek neem notas. Ja, want ek weet mos nou niks nie. Ek moet mos nou berig hieroor. Ja. En die volgende oomblik toe sê hulle nee, die NLI media persoonlikheid van die jaar gaan aangewys word en ek sit langs Elvira en ek klou na haar arm so vas en ek hoop sy wen hierdie jaar. Want ons is baie groot vriendinne en sy het my altyd soveel gehelp as ek 'n ingewikkelde landbouterm nie geken het nie, dan het ek net vir Elvira gebel en Landbou Weekblad was ook daar, ou Sjaal, wat ook vir my baie gehelp het hoe om 'n bees af te neem. Ja. Op 'n skou, so ek het nog gedruk net die knoppie en daar gat jy maar. Nee, daar's 'n
hy moet op 'n spesifieke manier Die staan. been hier en die ding Ja, daar, en hy ja. moet nie soos 'n saalperd staan nie. Jy hou nooit op met leer nie. Is dit nie wonderlik van ons beroep nie? Veral in die Ja. landbouveld, ja. So hier sit ek nou by die NLI Kongres en ek hou Elvira se arm vas en die volgende oomblik sê hulle die NLI media persoonlikheid is 'n plaasmeisie van Okania. Ja. Toe Weet weet jy hulle ek dit lees, soos ek dink ek ken 'n plaasmeisie van Okania af. en ek het net spontaan begin huil. Ek het dit Ja. want ek het dit regtig onthou toe ek by AgriMonitor was, ek het gedowngrade wat salaris aanbetref toe ek terugkom. In die H2, so ek het glad nie verdien wat ek by Republikein verdien het nie. So ek moes weer op maar van onder af begin. En ek het baie swaar gekry, baie gewig verloor. As dit nie die boere was wat vir my Gevoer het. vir my vleis aangedra het en mense wat vir my goed was nie, dan was ek dalk nog Maar maarder. jy het hulle gedra, so hulle kan jou ook so 'n bietjie Dis die ding. Ek dink ek het hierdie prys gewen. Een van die redes was hoop, die boodskap van hoop. Dit was vir my, daai jaar en 'n half was vir my in my 3 dekades van in die media was dit vir my die mees uitdagendste. Dit was regtig vir my, ek sal eerlik wees, dit was vir my 'n verskriklike tyd. My mentor en Ronel Rademeier wat AgriMonitor begin het en wat die beste landboujoernalis in die land was, is dood aan kanker. So ons moes dit was 'n verskriklike tyd. Ja. So dit was dit. Ons het getreur. Ons kon nie En ek wou haar net heeltyd bel en ek wou haar net heeltyd bel en vra vir raad en vir hulp en ek het geweet ek kan nie haar skoene vol staan nie. Maar ek het ook geweet ek moet AgriMonitor my eie maak en my stempel daarop afdruk. En dit was die droogte. Dit was verskriklik. En die leeddamme was verskriklik. En wat ek daar in die suide gereis het en jy sien daai droogte, daai moedeloosheid, daai Hardapdam wat leeg is, die Von Bagdam. Jy weet nie wat om vir en almal is op hulle knieë. Hulle is letterlik op hulle knieë en hulle bid vir reën. En ek weet nie wat om vir hierdie mense te sê nie. Want ek is ook al in my lewe as plaasmeisie deur erge droogtes. So wat kan jy doen? Wat kan jy doen? En ek het net besluit 2024 was my jaar van hoop. Al wat ek vir die boere wou gee was hoop. So ek ry daar deur die suide, dis hierdie verskriklike droogte. Daar's niks, dit lyk soos 'n singplaat. Vir my die ergste was die dierekarkasse wat daar lê. Wat dit was want ek is 'n diereliefhebber. Dit het my gebreek. En toe kom ek daar op Kois. En ek sit by daai tannie in die koffiewinkel. En ek sê vir haar, gee asseblief vir my net, ek is hier die hele syde deur. Ek is Gibeon deur, waar daar wil diefstal is. Daar Mariental die Hardapdam. Keetmanshoop was 'n absolute dit was verskriklik. En ek kom by Kois en ek sê, gee asseblief vir my net een positiewe storie. Ja. En sy stuur my na die Labeskagnies toe. En daar kry ek 'n klomp veeboere wat uitgeboer het. Bankrot gespeel. Wat uitgeboer het oor die droogte. Ja. En hulle begin 'n groentetuin. En daar verander alles. Daar verander alles. Daar's ek soos kry soms 'n bietjie nee, hoendervleis dit was ongelooflik. En dit was deur hierdie hele droogte, was dit gee net vir die boere hoop, gee net vir die boere hoop. Ek meen ek self het nie hoop gehad nie. Ek was ook teen die grond. En dit was net soek hoop. Gee net vir die boere 'n boodskap van hoop. En ek het 'n sielkundige hier ingekry, Dr. Kette, ek het haar ingekry. Daar was boere wat selfdood gepleeg het. Ek het haar ingekry. Ek het haar ingekry om met boere te praat, want jy weet, mans praat nie so maklik soos ons nie. Soos ons vroue, julle klap soos mossels toe. Ja, so
daai was ook vir my wonderlik. Weet jy, ek was gisteraand na die Lady Pohamba Hospitaal toe. Daar was 'n boer van Goggas. Dis ook 'n baie lang vriend van my van skool af. Hy's bitter jonk, bitter fiks, baie aantreklik. En ek het hom daar op Goggas gekry toe ons nou van Khoisa af ry. En sjoe, ek was bekommerd oor hom. En weet jy wat, in Oktober verlede jaar toe kom kuier hy, toe kom hy Windhoek toe vir die Windhoek skou. En weet jy wat, hy het 'n verskriklike droogte. Weet jy wat doen hy vir my? Hy bring vir my vleis. Hy bring vir my vleis en ek kan niks vir hom gee nie. Dis hoekom ek gisteraand gegaan het hospitaal toe. So hierdie boer het in bietjie meer as 'n jaar 2 beroertes gehad. Dis sy tweede beroerte. 'n Jong man, nie jonk nie, want ons is mos nou nie meer jonk nie, maar ons voel mos jonk. Ek meen middeljarig, baie fiks en sy tweede beroerte. Is die stres van die Sy werk. tweede beroerte en dis die stres van waardeur hierdie boere gegaan het in hierdie moeilike tyd. En gisteraand ek was baie bang om te gaan want eintlik wou ek hom nie, ek het nie geweet wat om te verwag nie. Ek het met hom oor die telefoon gepraat en al wat hy vir my kon sê was ja nee. Ja. Hy moet van voor af leer praat. En ek was so bang om hom te sien, ek het nie geweet hoe lyk hy nie. En ek het daar aangekom en hier sit hy op 'n stoel. En hy smaal en hy is so bly om my te sien en ek kan nie ophou om aan my te vat en sy een arm is verlam. Dit is sulke goed, Jacques, wat dit fantasties maak in hierdie land, is die opstaan van ons mense, die veerkragtigheid van ons landboumense. En dit is reg oor hierdie land, of dit nou in die diepsuide is en of dit in die verre noorde is, waar weer vloede was en mense goed verloor het. Maar ek moet sê die mense van die noorde is bietjie sagter as die mense van die suide. Hey, ek is ook 'n Hanja meisie. Ek is van die noorde af ook en ek het al gesien. Nee, ek stem saam met jou. Jo. Ek dink hulle omstandighede is ouer is so nederig want om daar te bly. Om daar te boer, tussen niks en nêrens, ja. Weet jy my oupa, my oupa was 'n suideboer. My oupa is van Bloemvelde, daar in die suide. Ek wil jou nou my familiestorie vertel. Ek is nie net 'n plaasmeisie van Okahania nie, my hele familie is in die landbou, was in die landbou. So my oupa is ras Crawford. Hulle is eintlik Skotte wat Crawford was en toe na die suide toe gekom het om die karakoolboerdery wat nou Swakara en later Nakara en is dit nou weer Swakara om dit hier te vestig. So hy en sy broers, die Crawford broers, het Bloemvelde begin. Hy het op Nooimark geboer. Hulle het 'n kerk daar gebou, 'n tennisbane, 'n winkel. Dit was vir my fantasties om in die Kalahari by hulle te gaan kuier. So dit is my oupa aan moederskant. Ek wil net sê die 2 broers, oom Dirk en my oupa oom Ras. Hulle het albei 4 dogters elk gehad. Nou die Crawford susters stry nou nog. Wie is die 4 mooi Crawford susters? So daar was die Crawford afstammelinge nie, want daar was net 8 dogters, ja. Ek het nou gewonder oor ja, so en ek het nou onlangs weer kontak gemaak met die nuwe eienaar van Nooimark wat vir my stuur hoe lyk dit nou en dis wonderlik. So dis aan my oupa se kant. My oupa is van die suide, van die Kalahari. Aan my pa se kant weer, my oupa Dani Steinberg het in die oorlog geveg en hy het 'n plaas gekry as beloning. So hy het toe Progress en 15 gekry en een van hierdie plase is later aan Frankie Fredericks verkoop. Ja. So my oupa het toe geboer op daai 2 plase en toe my pa 5 jaar oud was, toe is my oupa Dani dood. En my ouma Santjie moes alleen verder boer. Maar sy is my heldin. En so kom ek draai hierdie toekenning
oor aan sterk vroue in die landbou, aan Ronel Rademeier wat my mentor was, aan my ouma Santjie wat alleen geboer het. Sy was regtig, sy het 'n Mercedes gehad daai tyd, nee. Ja, sy het whisky gedrink, sy het gerook. Sy het perd gery. Sy was die eerste vrou in daai omgewing wat 'n langbroek gedra het en gesê het, luister, ek ry nou nie met perd op hierdie sy saals nie. Ek ry nou perd soos 'n man. Ek ry nie perd om julle gelukkig te maak. Yes. En ek het al haar boeke geërf. Sy het hordes en hordes boeke. En so dis daar waar ek my liefde vir lees ook geleer het, was by my ouma Santjie. Ja, en my pa Frans Steinberg het later die plaas Offie Kokorero gekoop en hy was ook 'n beesboer en dis 'n geskiedkundige plaas, dis waar my liefde vir geskiedenis ook inkom. Daar was die Duitse Herero-oorlog was daar's 'n monument opgerig, daar's baie grafte, veral van Oostenrykse soldate. Ek het daar rondgekrap en goedjies versamel daar, 'n bierbottelstukkie van Windhoek bier wat die hoek is nog HIK. Ja. So dit was my pa Frans. Windhoek, ja. Dit was my pa Frans en hy het later die plaas verkoop. En my ma het vir al my gemede-afslaers in Okania gewerk saam met die boere, vir hulle permitte gereël om hulle bees uit te voer. En ons kon altyd na die plaas toe teruggaan om naweke daar te gaan kuier. En een naweek het ek in my ma daar gestap, toe sê my ma, dis sommer nonsens hierdie. Sy gaan hierdie plaas terugkoop, toe dink ek, o genade ma, jy verdien soos in R200 by almal gemeerde afslaers. Hoe gaan jy dit doen? En sy was die eerste vrou in Namibië wat 'n lening by Kredietraad gekry het om 'n plaas te koop. En ek was, dit was 1981, daai groot droogte. En ek en sy het self bees gebrand, sy het self gejag. Sy het alles self gedoen. Sy was ongelooflik. Was 'n paar arbeiders op die plaas? Ons het 'n fantastiese familie gehad. Ook outsiders, 'n Oshiwambo man wat getroud was met 'n of hy 'n vrou, Adelaide, wat vir my groot gemaak het, wat vir my op haar rug gedra het, voor die stryktafel van ouma Santjie. Ja, so die familie het heeltyd op die plaas gebly. Baie lief vir hulle. Hulle is ongelukkig albei reeds oorlede, maar my ma het alleen geboer. So ons het daar saam en dit was 'n verskriklike droogte. En toe kom daar 'n reënstorm van 120 mm en ek en my ma moes daai nag gaan en die skape uit die skaapkraal jaag na 'n hoogte toe dat hulle net nie verdrink nie. 'n wolkbreek daai. Dit was 'n wolkbreek 120 mm. Ja, so dit is my landbou agtergrond wat ja, en dan in 'n jaar so voorreg om op 'n plaas groot te word in Namibië. Ja. Nee, dit is heeltemal 'n voorreg. Ek meen, ek wil nou nie self te liries raak oor dit nie. Maar dit is 'n voorreg, maar as iemand nou vir jou 'n plaas geskenk gee en jy moet gaan boer soos jou voorsate geboor. Ek sal môre op 'n plaas gaan bly. Ek sal môre op 'n plaas gaan bly. Ek is so lief vir die natuur. Ek is so lief vir die plaaslewe. Ek is lief vir die diere. Ek was ek vra verskoning vir ek moes ook almekaar vir Dawie Kok bel. Ek ken niks van akkerbou af nie. Die groenteboere en die graanboere. My maat groenvingers en ja, ons het kruie en ons plant ons eie patats en sulke goed daar op ons ou stoepietjie. Maar ja, akkerbou dis 'n ingewikkelde ding. Diere sal ek enige tyd ja, ek sal nogal graag 'n wildboer wil wees, maar weet jy wat ek dink om in hierdie dae 'n boer te wees, dit is 'n verskriklike uitdaging. Ek weet nie of ek sal kans sien daarvoor nie. Ek sal ook nie met 'n boer trou nie, want 'n boer wil 'n vrou hê wat lekker kan kook. Ek kan braai en braaibroodjies en slaai maak. Ja. So ek is geen aanwins vir 'n boer nie, behalwe as hy sê, luister kyk jy na die wat van jou persoonlikheid wat jy het om te bring van so. As hy klaar geboer het, dan kan hy lekker bietjie by jou kom sit en gesels. Ja, nee, so jy sê die plaaslewe, jy sal daar gaan bly, maar jy sal nie self 'n boer vrou of 'n boer wil wees wat jy. Jy het van akkerbou gepraat. Ek hoor as jy deesdae met gemmer boer, dis die ding.
Dis die ding. Met gemmer. Gemmer is die nuwe goud glo. Ja. Ja. Nou waarna, maybe sal ons nou gemmer gaan plant, sal dit aard hierso. Ek sê mos ek in Ankerbou is nie. As nog een storie is wat jy sê maar graag wou geskryf het. Och, weet jy die stories hou nooit op in hierdie land nie. Daar's soveel weet jy wat my na in die hart lê natuurlik al die jare was omgewing. Dis hoekom ek so verbaas was dat ek 'n prys vir landbou ontvang. Ek het in die jonger jare waar ek op 22 redakteur van 'n streekredakteur was, het ek by Sanlam 'n prys gewin vir ek dink vir iets vir beste voorblad en beste voorblad foto of so iets, ja. Maar landbou en omgewing en toerisme, alles in ons is ineengevleg. Ja, is plag saam. Die stories wat my na in die hart lê is ek dink ook dis hoekom ek hierdie prys gewen het, is die stropery. Die wildstropery, die beesdiefstal, die veediefstal. En ek staan altyd op vir geregtigheid. Weet julle, ek is baie pro jag, maar die jagters wat ons naam sleg maak. Ek sal die wildstropers, die veediewe en die jagters wat ons naam weggooi. Ek sal altyd teen daai mense beklei. Ek weet hulle raak baie kwaad vir my en hulle dagvaar my. Maar moenie ons land sleg maak nie, moenie ons wildlewe uitroei nie, moenie ons beeste wat ons, dit vat vir 'n boer so lank om 'n bees groot te maak en dan kap jy sy hakskien af en die geweld wat daarmee saamgaan. So daai stories gaan ek nog steeds skryf, Jacques. Ek gaan nie ophou nie, hierdie prys het my net inspireer. So ek sal nooit ophou om hieroor te skryf nie. Ja, nee, ek moet sê, die laaste jare en 'n half, ek is baie dankbaar vir die fondasie wat Ronel en Alvira en dan jy dan vir my gelos het. Nou sal ek hom verder opbou. Ek sal maar streef na volgende jaar. Ja, volgende jaar nomineer ons vir jou. En want jy's fantasties en dit is die ding van journalistiek, jy moet byhou. Dis multimedia nou. Jy moet byhou aanlyn, radio, TV, dis gedrukte media is so hou by die tye. Dit sê ek vir elke liewe jong joernalis. Hou by die tye, maar bly nederig. Presies, ja. Okay, Fransjoes, ek dink dat ons so 'n bietjie maar afsluit. Dit was nou baie so lekker om met jou te gesels. Ek wens jou alle sterkte voor, maar kan jy daarom net op een taak fokus? Dit was 'n onbegonne taak vir jou om Agri Monitor en daai maande wat ek al twee gelyk moes doen. Ek weet nie hoe jy dit reg gekry nie, want my skedule is al klaar vol net om landbou te skryf. So nee, jy los vir ons groot voetspore, al het jy net 'n jaar en 'n half hulle diep getrap. En ek wens jou alle sterkte vorentoe. Baie dankie. En daar het julle dit vir hierdie week se Agri Monitor. Wat 'n fantastiese mens is Fransjoes Steinberg, nee. Ek sien uit om oor te vat by die leiersels wat sy vir my los en verder te bou op die fondasie wat Ronel Rademeier en Alvira Hatting en dan natuurlik Fransjoes die laaste jaar en 'n half vir my gelos het hier op Agri Monitor. Ons het 'n bietjie gekyk na haar geskiedenis en wat journalistiek vir haar beteken. Dankie dat julle ingeskakel het en ons sien vir julle volgende week.